Geliefdes, ek het weer hierdie prentjie saamgebring van die soldaat wat daar by die graf kniel. Die graf wat praat van iemand wat oorlede is, maar dan die kruis praat van Christus wat vir ons oorlede is. En ons is in lydingstyd, so dit gaan ook oor die Here Jesus wat sy offer vir ons gegee het en vir ons gebring het, sodat ons tot lewe kan kom. Maar die soldaat met sy mondering aan, wat bidend op sy hurke sit en met die Vader praat. So kom ons raak ook stil vanmôre en ons gee onsself oor so aan die Here. Vader, soos Israel wil ons vanmôre sê, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet ons bely. As die Here ons nie gehelp het toe beproewings en versoekings oor ons gekom het nie, dan het dit ons lewendig verslind. Dan het dit ons soos waters weggespoel en soos 'n vloed ons oorweldig. Ja, dit moet ons bely vanmôre, as die Here ons nie gehelp het nie, toe beproewings en versoekings oor ons gekom het nie, dan was ons totaal oorweldig. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, ek groet julle met hierdie woorde uit Matteus 11, daar waar die Here Jesus gesê het, en ek glo hy sê dit, en hy sê dit ook namens die Vader. Hy nooi ons uit, hy sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal julle rus gee. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Geliefdes, ons gaan vandag klaarmaak met Jakobus. Ons gaan saam lees uit Jakobus 5, daarvan vers 13 af tot by vers 20. Terwille van hulle wat dalk nou besoekers is en nog nie saam met ons die pad gestap het met Jakobus nie, net so 'n bietjie agtergrond. Jakobus is die boetie van die Here Jesus Christus. Hy het gesukkel om tot wedergeboorte te kom en om te glo dat die Here Jesus die verlosser is. Want hy was sy boetie. En as jy saam met jou boetie groot word, dan het jy 'n sekere verwagting en 'n beeld van jou broer. Maar hy kon dit nie op daardie stadium glo dat Jesus die beloofde Messias is nie. Hy het eers nadat hy die Here Jesus ontmoet het, na die opstanding, dat Jesus opgewek is uit die dood, het hy tot geloof gekom. En het hy leier geword in die Jerusalem gemeente. En nou skryf hy vir die kerk wat in vervolging beland het en wat so verstrooid oralste rond gegaan het en gevlug het vir hulle lewens ensovoorts. So, Jakobus skryf vir ons oor beproewinge, hoofstuk 1, julle kan dit daar gaan lees, en wat dit doen aan 'n mens, en dat ons bidend voor die Here moet vra, vir wysheid en insig, om dit te kan hanteer. Beproewinge bring vir ons baie geestelike groei, maar dit bring ook vir ons baie seer en swaar kry in ons lewe. En dan skryf hy oor beproewinge, en beproewings kom van buite af, maar dan jou versoekings kom van binne af. So hy beskryf oor die versoekings, en dan is hier 'n klomp versoekings waaraan ons aandag gegee het, wat moontlik op ons pad kan kom, en wat hy vir ons kom sê. Byvoorbeeld, hy praat met ons oor hoe ons mekaar beoordeel. Hy praat met ons oor
luister na die woord en nie jou rug te draai op die woord nie. Praat met ons oor geloof wat tot dade moet kom. Praat met ons oor ons tonge en oor dit wat ons sê en dat ons daaroor moet beheer kry. Hy praat met ons oor die wêreldse wysheid en die hemelse wysheid. Praat met ons oor risies en konflik en oorloë wat tussen ons plaasvind. En wat ons daaraan moet doen? Hy praat met ons dat ons nie in woede sal reageer nie, of dat ons van God onafhanklik sal begin raak. En sal sê, God het nie meer 'n invloed in my lewe nie. Ek leef my lewe soos ek wil. En dan het hy vir ons gesê, 'n versoeking wat op ons pad is om die besittings wat die Here vir ons gegee het, die geld wat die Here vir ons gegee het, so te gebruik dat ons dit tot oneer van God doen, en dat ons mekaar mishandel, dat ons mekaar onreg aandoen, omdat ons dink ons is beter as ander, omdat ons geld in ons sak het. Ons weet dat hy het hoofstuk 1 ook met ons gepraat het oor armoede, né? Dit was ook 'n versoeking oor armoede, dat ek daarin sal bly sit, maar die Here sê, ons kry ons aansien in Christus, al het ons min geld. Maar vir hulle wat meer het as die ander, sê die Here, ons kry dan ons regte posisie van afhanklikheid voor die Here. Ons het gepraat oor hoofstuk 5, waar Jakobus vir ons sê, ons gaan nou nie meer oor versoekings praat nie, maar oor die oorwinningspad, oor versoekings en beproewings. En dan het hy vir ons gesê, ons moet geduldig, wagtend op die Here wees, wanneer daar beproewings en versoekings oor ons pad gekom het. Soos 'n boer wat wag op die reën, sodat die oes tot sy volheid kan kom. So moet ek en jy wag, sodat die Here deur sy gees en die omstandighede kan bereik wat hy graag wil in ons lewe. Hy het vir ons gesê, dat ons nie eet moet neem nie, of ons moet nie bevestig, dat dit wat ek sê, wanneer ek in beproewings kom, of in versoekings is, dat ek dit wat ek sê, heeltyd wil versterk deur te sê, maar ek neem my eet, en ek beloof julle, en ek verseker julle, en ek sweer by dit wat ek sê nie. Hy sê nee, laat jou woord ja wees, as jy ja sê, en laat dit nee wees as jy nee sê. Sê die Here Jesus, alles wat meer is as dit is, kom uit die hel uit. En dan het hy ook vir ons kon sê, in hierdie gedeelte, dat ek en jy volhardend tot hom moet kom, en dat ons regtig nie voor mekaar en teenoor mekaar sal begin kla en steun en sug en kerm nie, sodat ons nie mekaar as die sondebok sal maak van dit wat met ons gebeur nie, want dan staan ons onder die oordeel van die Here. So ons lees vandag die laaste paar verse, waar hy vir ons 'n klomp praktiese situasies noem, oor hoe om tot eer van die Here te lewe. Vader, ons kom net na U toe, en ons bid vanmôre dat U deur die woord en deur die Gees met ons sal kom praat. Help vir ons om te hoor wat U deur U woord vir ons kom sê, sodat dit in ons lewens 'n effek sal hê, en sodat ons ook aan U gehoorsaam sal word in dit alles. En ons bid nou dat U Gees U woord vir ons sal oopbreek. Ons bid vir hulle wat geopereer is en wat aansterk by die huise. Ons sê vir U dankie vir hulle wat alreeds beter is. Dankie Here dat U vir Anne ook so beter gemaak het, dat sy vanmôre saam met ons in die erediens is, en vir Fani wat geopereer is. Dankie dat U saam met Bees ook is, daar waar hy geopereer is, saam met Tannie Ruth wat geopereer is. Vader, en ons bid dat U deur U genade, vir hulle wat siek geword het en swaar kry, dat U vir hulle in U hande sal vashou.
En daarom sê ons dankie vir beterskap by Henty, en wil ons net vra dat u vir hom en vir Tinkie baie ryklik sal seën met u kragtige teenwoordigheid. Ja, ons bid vir Corneille, vir Piet en hulle gesin, omdat sy nie regtig gesond word, soos wat die verwagting is nie. Here, ons bid dat u vir haar sal toevou met u liefde en u genade, en ook u teenwoordigheid. En vir hulle as 'n gesin wat haar ondersteun, dat u ook vir hulle in die hande sal neem. Vader, ons bid vir Andrei, en ons bid vir sy gesin, met die gewas op sy brein, waar hy Woensdag geopereer sal word. Vader, dis 'n groot operasie, dis 'n groot gewas, en u alleen ken die uitslae van dit alles. Maar u sê vir ons in die woord, ons moet met geloof bid en verwagting bid. En dit is wat ons bid vanmôre, dat u deur geloof en deur die genade, dat u sal ingryp, en dat u wil sal plaasvind. En dit bid ons in Jesus se naam. Ons vra nou dat u genade oor ons elkeen sal rus. Amen. Geliefdes, kan ek net saam met julle lees uit die woord, Jakobus hoofstuk 5, vanaf vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee. En die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red, en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. So ons gaan net tot daar met mekaar saam lees vanmôre. Geliefdes, ek bring vir julle terug na die prentjie toe wat ons al vir mekaar 'n klomp kere gewys het. En vanmôre, hierdie laaste gedeelte van Jakobus, die praktiese situasies waarin hy vir ons raad gee, wat ons alles moet doen. En dan lyk dit vir my, dat hy veral sê, gebed is baie belangrik in die oorwinning van beproewings en versoekings. Gebed is baie belangrik in die oorwinning van beproewings en ook versoekings. En julle is dalk seker nou al moeg om dit te hoor, nê? Beproewings en versoekings is deel van ons lewe. Ons kan nie daarvan af weghardloop nie, dit gebeur. Beproewings kom op ons pad, daar's dinge wat met ons gebeur van buite af, sonder dat ek en jy dalk deel is in 'n rol speel daarin, en baie keer speel ons 'n rol daarin. Baie versoekings kom op ons pad, omdat ons sondige natuur van binne af nog steeds die oorhand oor ons wil kry. Omdat ons sondige natuur die Heilige Gees wil uitdruk uit ons lewe uit.
Daarom kom versoekings op ons pad en die versoekings is deel van dit wat binne in my kom, so sê Jakobus. Ons hoor 'n ander gedeelte uit Petrus wat sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om almal wat hy kan verslind te verslind. So die Satan en die bose magte is ook besig om ons te probeer weglok van die Here af. En daarom is daar versoekings wat op my en jou pad kom. Ons groot vraag was deur hierdie hele tyd, vandat ons begin het met hoofstuk 5. Hoe kry ons oorwinning oor dit alles? En ek het dit net nou al reeds vir julle gelees, so ek gaan net daaroor blaai op hierdie stadium. Ontwikkel en beoefen 'n sinvolle oorwinningsstrategie. Net soos 'n oorlog wat plaasvind, en waar daar 'n beplanningsplek is, 'n opskamer is, so moet ek en jy in ons geestelike lewe 'n beplanningsplek hê, 'n opskamer het, tyd het waar ons saam met die Here beplan en saam met medegelowiges beplan, indien dit nodig is om met medegelowiges in te trek, sodat ons in oorwinning kan begin lewe, sodat ons die geveg kan veg, soos Efesiërs 6 dit vir ons sê. Soek in God jou krag en jou sterkte, sodat jy staande kan bly te midde van die stryd waarin ons gewikkel is. En dan die strategie wat Jakobus vir ons gegee het, is Jakobus 5 vers 7 tot 8. Wag geduldig op die Here. Jakobus 5 vers 9 tot 11. Moenie teenoor mekaar sug en mor en kla en steun nie. Derde beginsel het ons vir mekaar gesê, moenie 'n eed aflê nie. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee wees. So nou kom die Here en dan gee hy vir ons hierdie 3 beginsels wat hy begin toepas in die praktyk. En ons het dit gelees saam met mekaar. As iemand swaar kry, dan is daar 'n strategie. As iemand opgeruimd is, dan is daar 'n strategie. As iemand siek is, dan is daar 'n strategie. As iemand gesondig het, is daar 'n strategie. As iemand weggedwaal het van die waarheid, dan is daar 'n strategie. En dan lyk dit vir my, Jakobus, soos ek net nou vir julle gesê het, die middelpunt van dit wat hy vir ons sê, en elkeen van hierdie 5 situasies wat ons nou oor gepraat het, is, dat ek en jy sal bid. Geliefdes, in hierdie 7 versies wat ons hier gelees het, is daar verskeie kere wat hy praat oor gebed. In vers 13 dan sê hy, as jy siek is, moet jy bid. As jy bly is, moet jy lofliedere sing. En deel van lof is aanbidding. So as jy dit sou neem as gebed, dan tel dit nog een keer. Hy sê vir ons in vers 15, 1 keer wat hy oor gebed praat, vers 14 2 keer, vers 16 2 keer, vers 17 en 18 2 keer. So gebed is vir hom die as waarom ons hele strategie draai, as ek en jy dan in hierdie praktiese situasies is. So hy sê, as jy swaar kry, dan moet jy bid. En aan die ander kant sê hy, as jy bly is, as jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. Nou geliefdes, as daar beproewings oor my en jou kom, en as daar versoekings op ons pad kom, dan is dit aan die een kant hierdie gedeelte van swaar kry en pyn en lyding en worsteling daarmee, aan die ander kant is daar vreugde en blydskap en lofliedere. So ek en jy is ernstig of by die hartseer gedeelte, of ons is by die lofprysingsgedeelte, of ons is ernstig tussenin, hierdie 2 punte. En gedurig deur sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, as jy dan in 'n situasie is, dan moet jy bid. En julle weet gebed, en ek wil nie baie oor gebed praat vanmôre nie. Gebed is om met die Here te praat. Die gebed is om dit wat binne in jou is voor die troon van die Here te lê. Dit is om jou behoeftes voor die Here te bring
en met gebed en met smeking en met danksegging voor die Here besig te wees. Gebed is die asemhaling van my en jou siel. Gebed is ook 'n instrument waardeur ons voor die Here kom staan, maar gebed maak ook iets los. Want hierdie gedeelte sê, as ons bid, dan antwoord die Here. As ons dink oor swaar kry en gebed, dan kan ons dink aan die Here Jesus wat daarin Getsemane is. En julle weet dat die Here Jesus in Getsemane sy disippels bymekaar gebring het, vol angs, het die Here Jesus vir hulle gesê, ek wil gaan bid en met die Vader praat. En dan het hy dit gedoen. Maar dan sê hierdie gedeelte, dat die Here Jesus kom bid het en vir die Vader gevra het, en ons kan sekerlik op grond van sy voorbeeld ook so vra, Vader, ek bid dat hierdie beproewing wat op my pad kom, dat dit by my sal verbygaan. Ek bid dat hierdie beker, as dit moontlik is, want U kan enigiets doen, by my laat verbygaan. En nadat hy vir 'n tyd lank gebid het en die sweet en die bloed so van hom afgedrup het, sy sweet wat ook met die fyn aartjies wat gebars het vanweë die angs bloederig was, het hy gesê, Vader, nie dit wat ek wil nie, maar dit wat U wil. So in sy beproewing het die Here Jesus met die Vader kom praat en dan het hy gesê, Vader, dit is my hart, maar ek wil oorgee aan U wil vir my. Net soos wat Jakobus vir ons sê, wees wagtend, biddend op die vrug wat die Vader wil bring in jou lewe. Ons kan miskien gaan dink aan Paulus. Paulus praat van die doring in sy vlees. Dit is daar in 2 Korintiërs 12, julle kan dit daar gaan lees. Want as Paulus daaroor praat, dan sê hy onder 'n andere, dat daar 'n probleem is waarmee hy sit. Hy beskryf dit dat die Satan dit gebruik om hom mee te slaan, en hy sê, ek het 3 keer tot die Vader gebid. En die Vader het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Laat U wil, Here, met ons gebeur. Met ander woorde, wanneer ek en jy in hierdie krisis is, dan moet ons werklik soek na God se wil, na sy woord, want dit is wat ons gaan bid, die woord moet ons bid. Want dit help vir ons om ons gebede te rig, sodat ons die wil van die Here kan bid, terwyl ons dan swaar kry. Maar dan sê hy aan die ander kant, as ek nou hier van swaar kry op hierdie kontinuum beweeg, na vreugde en blydskap, dan sê hy vir my, as ek by vreugde en blydskap is, dan moet ek lofliedere sing. Met ander woorde, dan moet ek die Here eer, dan moet ek hom aanbid, dan moet ek sy naam groot maak, en julle weet, geliefdes, as dit met ons goed gaan, dan vergeet ons maklik van God. Maar wanneer dit swaar gaan, dan wil ons graag op ons knieë wees. Maar as dit goed gaan, dan het ons die neiging om te sê, ag, dit gaan goed. Ek sal sien wanneer ek weer met die Here besig is. Maar hierdie gedeelte wil vir ons sê, gebed, aanbidding, speel 'n geweldige rol in ons oorwinningsstrategie, oor beproewings en oor versoekings. Hy sê in Efesiërs 5 vers 18, moet jou nie aan drank te buite gaan nie, maar laat die Gees van God jou lewe vat. Laat die Gees jou so vul, dat daar opgewondenheid in jou hart is, want die vrug van die Gees is onder andere vreugde en blydskap, en opgewondenheid, omdat God in ons lewens teenwoordig is, omdat hy by ons is wanneer ons swaar kry, maar omdat hy ook by ons is wanneer ons vol vreugde is. Staan hier geskryf in Efesiërs 5, dat ek en jy
onder mekaar psalms, lofgesange, ander geestelike liedere moet sing. Sing met jou hele hart tot eer van die Here. Want dank aan God is altyd in die naam van die Here Jesus Christus. So geliefdes, wanneer ek en jy in beproewings en versoekings is en as ons die strategieë toepas, dan sê hy vir ons, raak biddend, bid in alle omstandighede. Hy sê vir ons, as ons sou kyk na Paulus en Silas, hulle is in die tronk, hulle klere is van hulle afgeskeur, hulle is mishandel, soos wat dit daardie tyd was, met die swepe geslaan, en hulle in die tronk gestop, en die belangrike persone gesê, pas hulle mooi op, en die tronkbewaarder het hulle in die middelste deel van die tronk gesit, met hulle voete in die houtklampe, sodat hulle nie kan beweeg en kan uitgaan nie. Middernag, dan is Paulus en Silas besig om te bid, en om te sing, in hulle omstandighede. Dan kom die Here en hy skud daardie gedeelte met 'n aardbewing en alles gaan oop. So wanneer hulle voor die Here staan, sy wil bid, hom loof, dan gryp die Here in op 'n ongelooflike bonatuurlike manier. En dit raak die tronkbewaarder, want die tronkbewaarder wil sy lewe neem omdat al die gevangenes ontsnap het. En dan skree Paulus vir hom, moet dit nie doen nie, ons is almal hier. En dan kom hy na Paulus toe en hy vra, wat moet ek doen om gered te wees? Wat moet ek doen? So geliefdes, ek en jy weet nie wat God se beplanning is, en sy doel is met die beproewings en met die versoekings wat oor ons pad kom, en met die pyn en lyding en die lofprysing in ons lewe nie. Want dit raak mense rondom ons. Sien geliefdes, as die Here Jesus vir ons sê, ek en jy moet gaan lewe, te midde van hierdie beproewings en versoekings wat op ons pad kom, dan sê hy, as dit met jou sleg gaan, as jy siek is, nooi en betrek ander gelowiges om vir jou te bid. Hy sê, betrek ander mense om vir jou te bid, vra die gelowiges, vra die gemeente. Hy sê in hierdie gedeelte, laat die ouderlinge kom, laat die gelowiges rondom jou staan, en dan moet hulle biddend die Here aanroep, en terwyl hulle biddend met die Here praat en aanroep, moet hulle olie gebruik om jou te salf. Nou geliefdes, die olie gaan oor 'n simbool vir die Heilige Gees se teenwoordigheid, die Heilige Gees se kragtige werking. Die olie gaan daaroor dat God by magte is om deur die Gees wondere te doen. So dit kom om vir die sieke te bid, die Here se naam oor hom te bid, en vir die sieke hoop te gee, en vir die sieke te sê, God is by magte, hou vas aan die Here. En dan sê die Here natuurlik in daardie gedeelte, as ek en jy met geloof bid, dan is 'n gebed wat in geloof gebid word, met geloof gebid word, dan sal dit deur God geantwoord word. Dan sal daar genesing kom. Nou geliefdes, ons dink baie keer net aan liggaamlike genesing. Maar jy sien, daar is ander soorte genesing, daar is emosionele genesing, daar is genesing in my verhouding met God, daar is genesing in ander verhoudinge, daar is 'n genesing waar ek en jy diep voor God staan, en waar ons liggame dalk nie hierdie genesing so erg ervaar, soos wat ons in ons emosies ervaar nie. Want daar is genesing, daar is vergifnis van sonde, dis wat hierdie gedeelte kom sê. So hierdie gedeelte wil vir my en vir jou kom sê, bid dat die Heilige Gees kragtig sal kom werk, want die olie is 'n simbool daarvan,
Gebed maak 'n erns met heiligmaking en selfondersoek. Daarom, miskien is dit wat met jou gebeur as gevolg van sonde, maar dis nie noodwendig so nie. So ondersoek jouself, en as daar iets is, bely dit teenoor mekaar, want dit bring genesing. Maar dan sê die Here vir ons, ek en jy moet 'n erns daarmee maak om sonde te beveg in ons lewe, want dis deel van ons gebed, dis deel van ons aanbidding van die Here, dis deel van ons lofprysing voor die Here. Hy sê geestelike groei is deel van hierdie gebed wanneer ek en jy in die beproewing en versoekingssituasie is, en waar ons swaar kry of lofprys, of waar ons siek is, en waar ons by mekaar kom staan. Hy sê, bely ook teenoor mekaar julle sonde. So as daar iets is, geliefdes, en nou beteken dit nie, jy moet jou vuil wasgoed kom was heeltyd teenoor ander mense nie, gelowiges nie. Dit beteken waar ander gelowiges geaffekteer is ook deur die sonde, deur iets wat jy gesê het, wat jy gedoen het, of deur jou optrede, dan moet jy gaan regmaak. Dan moet jy dit gaan bely. So bely teenoor die Here, bely teenoor mekaar. Want die Here sê vir ons, die gelowige se gebed het 'n kragtige uitwerking. En 'n gelowige se gebed gaan daaroor dat hy bid met geloof, in verwagting, in vertroue. En dan gebruik hy vir Elia as 'n voorbeeld. Nou geliefdes, ek kan oor Elia seker baie praat. Hierdie gedeelte sê, wanneer Elia bid dat dit nie reën nie, en dan reën dit vir 3,5 jaar nie, dan het hy nie uit homself uitgedink, nou gaan ek die koning bietjie bykom nie. Dit staan geskryf in Deuteronomium 11 vers 17. As julle ander gode aanbid, as julle van my af wegdraai, sê die Here, dan sal daar droogte kom, en sal ek julle op daardie manier straf. So Elia bid net eenvoudig die woord. Daarom het ek net nog gesê, bid die woord, bid wat in die woord staan, sodat God se wil in my en jou lewe sal gebeur. Elia het gebid, en soos wat julle die gedeelte kan gaan lees, soos wat dit daar staan in die woord, dan kan julle agterkom dat hy in hierdie tyd 3,5 jaar klomp wonderwerke plaasgevind het. En dan wanneer die Here vir hom sê, nou is dit tyd om weer te bid, dan gaan bid hy, en dan ontmoet hy die Baalpriesters daar op Karmelberg, en daarna, nadat die Here geantwoord het met vuur uit die hemel uit, en gewys het dat hy koning is, dan gaan bid Elia, en dan sien hy 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. Dan sê hy vir die koning, eet. Pas op, jy's nou sopnat, want dit gaan reën. Hy sê Elia is net 'n mens soos ek en jy, maar hy het met geloof gebid, want dit gaan nie oor olie nie, dit gaan nie oor my gebed as sodanig nie, dit gaan oor God, wat hier in hierdie omstandighede, deur sy gees, op 'n besondere manier, werksaam is. Sien geliefdes, hy praat hier in die laaste plek, praat hy van hierdie praktiese situasie waar hy sê, daar is gelowiges wat vanweë die beproewings en die versoekings in hulle geloofsverhouding met die Here vervlou, wat moeg word, wat uitsak, en wat nie meer kragtig en vurig in die Here vashou nie. Hy sê, as jy so iemand sien, wat afdwaal, iemand wat vervlou van die waarheid, dan moet jy na hierdie persoon uitreik. Dan moet jy hierdie persoon kom bedien. Dan moet jy hierdie persoon vat, sodat hierdie persoon kan terugkeer na die Here toe, na die waarheid toe, sodat die geloof opgerig en versterk kan word. Want wanneer iemand terugkeer na die Here toe, dan red jy iemand van die dood. Die dood wat die beproewings en ook die versoekings bring, maar dan ook van die dood om sonder God te begin lewe. Want as ek en jy terugkeer na die Here toe,
dan kom ons weer opnuut tot lewe en dan word ons sonde vergewe. So hy sê dit hier in Jakobus 5, het ek dit klaar vir julle gesê, en Galasiërs 6 sê hy net eenvoudig die volgende woorde: as iemand die een of ander in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die Gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uiting aan die wet van Christus. En die wet van Christus is, jy moet jou naaste lief hê. So geliefdes, as Paulus met ons kom praat, dan sê hy vir ons op die ou einde, wat ook al die praktiese situasie is waarin jy beland, staan bidend voor die Here, in afwagting en in lofprysing, terwyl jy mense bymekaar roep om saam met jou te bid, terwyl jy uitreik na mekaar, sodat die Gees van die Here God se wil met julle kan bereik. Vader, ons wil vanmôre net sê baie dankie dat ons hierdie voorreg het om so voor U te kan staan. Wil U asseblief vir ons in die hande vashou? Wil U vir ons genade gee om bidend deur ons lewe te beweeg? Om bidend oorlog te maak teen beproewings en versoekings in die naam van ons Here Jesus Christus. Dankie dat U vir ons beloof dat U ingryp in ons lewens en dat U wil volvoer sal word deur ons omstandighede. Ons bid nou U genade af oor elke een van ons. Amen. Geliefdes, julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle die Vader wat in die hemel is, verheerlik. Amen. Amen. Geliefdes, geniet julle dag, die Here seën vir julle, geniet julle week vorentoe. Daar's koffie, daar's tee, kom geniet dit gerus.